ek met die reeks oor die gawes van die Heilige Gees, genadegawes en talente. Ek gaan nie vanmôre vir julle lank besig hou nie. Ek wil vanmôre met u bespreek, net so vinnig, die genadegawes wat God vir ons gegee het. Daar is verskillende genadegawes. Ek gaan net so 'n paar noem. Organisasie of administrateur van jou kerk, dis 'n genadegawe van God. Apostelskap, handvaardigheid, vakmanskap, kreatiewe kommunikasies. Abraham is baie goed daarmee. Met die WhatsApp, dis kreatiewe kommunikasie, wat hy die woord en die dinge van God uitgee mee. 'n gawe wat God hom gegee het. Ondersteuning, nie afkraking nie, maar ondersteuning. Dis 'n gawe wat God vir ons gee, 'n genadegawe, om mekaar te kan ondersteun. Bemoediging, evangelisasie, vrygewigheid, hulpvaardigheid, gasvryheid, voorbinding, leierskap, barmhartigheid, met ander woorde, meegevoel. Nie afkraak nie, meegevoel. Herderskap, onderrig en wysheid. Dis genadegawes, dit in kort, daar's baie meer, maar net in kort wat 'n genadegawe is. Nou ek wil vanmôre vir jou 'n definisie gee van genadegawe. 'n genadegawe is 'n bonatuurlike vermoë wat die Heilige Gees vir jou gee op grond van jou wedergeboorte. Luister mooi. Dis 'n uiterlose gawe wat jy kry op grond van jou geloof. Sonder geloof gaan jy nie 'n genadegawe kan ontvang. Genadegawe is eintlik nie net 'n woord nie. Dis 'n werkwoord. Dit beteken dat jy moet die genadegawe wat God vir jou gee, moet jy gaan doen. Dit is nie 'n stilsit onderwerp nie. Dis nie 'n stilsit genade dat jy moet stilsit en sê, Here, ek het nou genade gekry, nou sit ek stil nie. Nee, dit is 'n werkwoord, van jy moet uitgaan en die genadegawe wat God jou gegee het, gaan uitdien daar buitekant. Halleluja. Dit is ook 'n groeiproses van 'n Christen. As jy genadegawe ontvang. Want dit bou jou, sodat jy, as jy opgebou is, die gemeente ook kan bou met jou genadegawe wat jy ontvang het van God af. Halleluja. Ek wil vanmôre vir jou sê, as God jou genadegawe gegee het, is dit waar jou grootste vreugde gaan begin in jou kind wees, in jou pad om 'n kind van God te wees. Dis waar jou grootste gawe en jou begeerte gaan begin. En jy gaan begin bou. En nie soos 'n babietjie, hoe sê dit, titie te drink die hele tyd nie. Maar vra vir die Here, Here, wat is my genadegawe wat jy instoor het vir my volgende? En as God vir jou gesê het en dit vir jou gewys het, gebruik dit tot opbouing van die gemeente en van die mense daar buitekant. Romeine 12 vers 6 tot 8 sê vir ons het besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Elke sin die genadegawe verskil. Jy moet dit net gebruik. Is dit profesie na die maat van die geloof of bediening in die werk van die bediening of in die leer in die werk van lering? Is dit jou genadegawe vanmôre? Of wie vermaan in die vermaaning? Wie uitdeel in opregtheid? Nie feit nie. Nie nadoen, jy moet opreg wees. Met die genadegawe wat God vir jou gegee het. Wie 'n voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Dan sê 1 Timoteus 4 vers 14 sê vir ons, verwaarloos nie die genadegawe wat in jou is nie.
wat vir jou gegee is deur die profesie, met die handoplegging van die ouderlinges nie. Moet dit nie verwaarloos nie. Gebruik dit tot eer van God vanmôre. Gebruik dit om jou medemens op te bou en so sterk te maak om saam met jou ook te kan wees waar jy is op die stadium. 2 Timoteus 1:6 sê vir ons, om hierdie rede hinder ek jou daaraan, om die genadegawe van God aan te wakker, wat in jou is, deur die oplegging van hande. So die woord van God sê, as jy 'n genadegawe ontvang het, moet jy hom opwakker. Jy moet hom wakker maak en jy moet hom begin gebruik. Want God kan hy genadegawe van jou weer wegvat. Elke persoon se genadegawe verskil vanmôre. Maar die woord sê dit vir my, gee vir elkeen 'n genadegawe wat by jou as persoon pas. Met ander woorde, dis 'n karaktereienskap wat jy van God ontvang, 'n genadegawe wat hy wil hê jy moet gebruik en uitleef aan die wêreld daar buitekant. Hy wil hê jy moet jou genadegawe weet. Ja, maar pastoor, ek weet nie wat is my genadegawe nie. Broer, suster, wat ek vanmôre vir jou sê, dit het dan tyd geword dat ek jou teekom en vir God gaan lê en vir hom sê, Here, wys vir my wat is my genadegawe. Here, sodat ek hom kan gebruik tot eer en verheerliking van die naam en tot opbouing van die gemeente en die kinders. Nou mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien. Halleluja. Dit help nie God gee vir jou genadegawe en jy hou hom vir jouself nie. Wat beteken dit dan? Dit beteken dat die genadegawe wat God vir jou gegee het, wat tot opbouing van iemand anders te kon gewees het as jy dit gebruik het, daai persoon nie meer gaan opbou. Dit gaan maak dat jy val in jou godsdienstige lewe wat jy vir God moet lewe. Jy gaan val, want jy gebruik nie die gawes wat God vir jou gegee het nie. Dit bou Christus. Halleluja. Genadegawe wat jy uitlewe, bou Christus ook. En dit maak hom bly om te sien, sy kind, wat hy 'n gawe voorgegee het, gebruik dit tot eer van sy naam. Halleluja. Die woord sê vir ons dat genadegawes moenie verwaarloos word nie. Jy het 'n genadegawe van God af ontvang om iets te kan doen. Nou het God daai gawe vir jou gegee. Nou baie van ons Christene doen dit, of die kinders van God doen dit baie. Dan stoot hy daai genadegawe bietjie partykeer een kant toe. Want hulle eers gaan sy eie dingetjie doen. Die woord van God sê, moenie jou genadegawe verwaarloos nie. Gebruik dit tot opbouing van die gemeente. Handelinge 1:8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Jy kan nie jou gawe uitleef as jy nie onder die salwing en onder die krag van God is nie. Jy moet jou salwing van God af ontvang, sodat jy jou gawe kan uitlewe tot opbouing van die gemeente en van die mense daar buitekant. Halleluja. Hy sê vir ons verder, en julle sal my getuies wees. Van Jerusalem af tot in Samaria, Judea tot in Samaria. Nou wil ek jou vanmôre vra, hoe kan jy 'n getuie vir God wees as jy jou genadegawe verwaarloos? Om God se woord uit te gee en met mense te kan praat, is 'n genadegawe. Verwaarloos jy dit? Hoe verwag jy dat God moet daar buitekant gaan red as jy nie jou genadegawe kan uitlewe wat die Here vir jou gegee het nie? Ons sit te gemaklik terug. En dan sê ons, maar die pastoor en die ouderlinge sal dit doen. Dis wat die woord van God sê nie.
Woord van God sê, jy moet jou eie genadegawe uitleef. En jy moet dit nie verwaarloos en jy moet dit gebruik na die mate wat God het vir jou gegee het. Ek wil vir jou mooi vra, moenie die genadegawes verwar met die vrugte van die Gees nie. Galasiërs 5 vers 22 nie. Dit is nie dieselfde nie. Dit is heeltemal totaal iets anderste. Dit is ook nie die gawes van die Gees wat ons bespreek het al nie. Dit is 'n gawe op sy eie wat God vir jou toevertrou na mate jy vra en wat jy wil hê van hom af. Matteus 5 vers 14 sê vir ons, julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Nou as God vir jou 'n genadegawe gegee het, en jy gebruik hom soos wat hy wil hê jy moet hom gebruik, hy staan jy uit soos 'n huis op 'n berg, nie in 'n vallei nie, in die berg, daar waar die wêreld en die mense daar buitekant jou kan sien, dat jy waarlik 'n kind van God is, dat jy jou gawe waarlik uitlewe wat die Here vir jou gegee het. Jy word op 'n berg geplaas. Jy word nie in 'n vallei weggesteek nie. Maar ons steek ons baie keer self weg in die valleie. Want ons gebruik nie die gawes wat God vir ons gegee het om te gebruik nie. Dit, hulle sê, dat die identiteit van 'n genadegawe is baie keer baie maklik. Maar dit is ook net so moeilik om dit te identifiseer. Dus wat bedoel jy? Dit gaan vir jou maklik wees om jou genadegawes te identifiseer as jy naby aan God leef en God vra, Here, wys vir my wat my genadegawe is. Maar dit gaan vir jou moeilik wees om te weet as jy nie naby aan God bly en op jou tee bly sodat jy vir God kan vra wat jou genadegawe is. Ons as kinders van God moet vandag 'n besluit neem om te sê, Here, ek wil die genadegawes wat jy aan my toevertrou het, wil ek gaan uitlewe daar buitekant, sodat die wêreld kan sien, Here, laat ek soos 'n huis op 'n berg uitstaan en nie in die vallei weggesteek is nie, dat ek kan gaan. Hoe identifiseer jy die genadegawes? 'n genadegawe word geïdentifiseer deurdat as jy dit ontvang het en dit uitleef, dit nie die mense rondom jou afkraak nie en afbreek nie en laat nietig voel nie. Genadegawe wat God vir jou gegee het en jy gebruik hom soos wat God wil hê jy moet hom gebruik, kan jy as jy verby mense loop, gaan mense weet dat jy is 'n kind van God. Hulle gaan sien jy is 'n kind van God. Hulle gaan aanvoel dat jy is 'n kind van God. Want die genadegawes bou op. Net soos jou genade, jou ander gawes. Dit breek nie af nie, dit verkleineer nie. Dit bou. En as elke kind van God, en elke persoon wat elke Sondag kerk toe kom, die gawes en die genadegawes wat God vir hom gegee het, saambring en gebruik, dan gaan ons nie preke meer hê in ons dienste nie. Mooi luister wat ek sê. As elke kind van God sy genadegawe en sy gawe wat God vir hom gegee het, uitoefen en gebruik en kerk toe bring, elke Sondag, en die gemeentelede kom opvoed, gaan ons nie meer preke in ons dienste nie. Gaan daar geen preke meer wees in enige kerk nie. Want dan gaan die gawes en die genadegawes van God begin werk en dan gaan die tyd wees om te preek nie. Halleluja. Gaan nie maar dan kan nou nie. Hy sê vir ons, hoe weet jy van jou genadegawe? Wie kan my sê? Hoe weet jy dat jy 'n genadegawe ontvang het? Amen. Ek gaan nou 'n voorbeeld vat. Jy is goed
om met iemand te kan praat en te bemoedig wat seer gekry het. Jy staan uit daarmee. Dis 'n genadegawe wat God vir jou gegee het om mense te bemoedig. Ek vra vanmôre die vraag, gebruik jy daai gawe? As jy sien mense het bemoediging nodig, gebruik jy dit? Jy is goed om mense te leer. Gebruik jy jou genadegawe van lering? Maar het raak stil. Dis 'n instrument ook. Genadegawe is 'n instrument ook. Wat God vir jou gegee het, om jou en die gemeente op te bou. Nou as jy met 'n gawe sit, en die Here het vir jou 'n gawe gegee, was dat tog 'n voorbeeld, dat jy kan bid, dat die Seun en die Heilige Gees neerval, maar jy gebruik nie daai gawe nie. Maar ek jou waarsku vanmôre, dat God sê, hy sal daai gawe wegneem, en dan gaan jy in verdrukking, en jy gaan in moeilikheid beland. Want jy gaan so moordbiedig word, omdat jy nie meer doen wat God vir jou gegee het. Maar ek sê altyd, as die Here vir jou, of jy iets kry, gebruik jy dit, of is jy soos 'n kind? Dit gebeur. Kyk 'n bietjie na die kinders, kleinkinders, kom broers, kom oppas, oumas. Dan kom jy van 1% vir Kersfees. Of is dit verjaarsdag? Daai volgende 2-3 dae, kry jy niks uit daai kind uit. Niks. Hy doen net een ding. Hy slaap met sy persent. Hy staan op met daai persent. Hy eet met daai persent. Hy gaan bad met daai persent. En wat doen ons as ouers? Ons laat dit toe. Is ek reg? Jy laat toe dat dit lewe, want hy's 'n kind. Maar in die woord van God sê vanmôre, jou genadegawe, moet jy mee opstaan, jy moet met hom slaap, jy moet met hom eet, jy moet met hom gaan bad, jy moet alles met jou genadegawe doen. Dit wat God vir jou gegee het, word soos 'n kind oor jou genadegawe, dat jy daai genadegawe kan gebruik, soos 'n kind sy speelgoed gebruik. Daagliks. En na 2-3 maande, dan sien jy die kind daar lê die speeldingetjie. Toe, een kant. Dan het hy vergeet hy daai speelding gehad. Hy het hom nog genoeg gespeel, ja. Hy het nou uitgespeel. Hy is nou klaar. Hy is nou, so wat die woord sê, die van die gelofwoord sê, en op Pauline lê, hy is klaar. Hy wou nie meer uit dit speel, want hy is moeg om met hom te speel. Maar God se woord sê vanmôre, jy moet nie moeg word om met jou genadegawes te werk nie. Ons moet nie moeg word nie. Want daai genadegawe is tot opbouing van jouself en tot opbouing van die gemeente en van die wêreld en die mense daar buitekant. Halleluja. Ek wil nog 'n voorbeeld gebruik. Daar was 'n groepleier in Amerika wat 'n groep begin stig het in 'n gemeente om vir hulle die lering te gee, sodat hulle kan volg wat die woord van die Here sê, as jy gered word. Die pad wat jy moet volg. En hy was besig vir 2-3 maande, 4 maande. Want hy elke dag, of kon sê Dinsdag aand, wat hy die klas gehad het, aan die mense verduidelik het. En na 'n sekere tydperk staan hy daar op, toe staan hy die oggend, voor die klas, en hy sê vir hulle, ek wil net een persoon hê, wat vir my 3 dinge kan sê, net 3 dinge, wat ons in die 2 maande geleer het. En dit raak stil. Jy weet mos hoe maak ons as kinders, of hoe jy as kind gemaak met die skool. Wys jou gou. Sit jy daar in jou klas, dan begin die juffrou sy vra, wat maak jy? Jy kyk oralste, maar jy kyk aan juffrou nie in die oë nie. Want jy is bang, sy gaan vir jou vra, Martin, antwoord my asseblief.
En jy het die aandag gegee in die klas toe. Dan wil jy dit wegsteek. Nou baie kinders van God word so skoolkinders. As jy vir hom vra, wat is jou genadegawe? Dan begin hy rondkyk, soos 'n kind wat nie sy huiswerk gedoen het nie, wat nie antwoord het nie. Dan begin hy rondkyk. I ask you the question, I didn't ask your wife next to you. Ek het jou die vraag gevra. Wat het jy met jou genadegawe gedoen, wat God vir jou gegee het? Het jy hom gebruik, of het jy hom een kant toe gestoot, en hom weggevat, en gesê, Here, op nie vir die vandag nie, gee my net so 'n rukkie kans, dat ek net so 'n bietjie kan rus. Daar's nie tyd om te rus in vandag te lewe nie. As kind van God is daar nie vir ons tyd om te rus nie. Daar's nie tyd vir ons om ons gawes en ons genadegawes weg te steek nie. Want die koms van die Here is om die draai. Die koms van die Here is nader as wat ons besef. Ek gaan die voorbeeld weer vat. Toe ons op skool was en in die kerk was, kos vir die laerskool, het jy elke Sondag gehoor, bekeer jou, laat jou doop, want die Here is 'n koms, is om die draai. Eerlik waar, almal het gehoor. En dan sê, hoe lank nie, maar gooi ek my ouderdom weg. Ons praat van 30, 40 jaar, 50 jaar terug. Hey, hoor jy al, die koms van die Here is om die draai. Hoor, red jou siel, kom tot bekering, van God se koms is om die draai. Maar wat maak ons? Ons ignore dit. As kinders van God en kinders as mensdom, ignore ons dit. Ons maak, ja Here, ek hoor dit nou al 50 jaar lank. Ja, pastoorkie, ek is al, nie pas uit dit om nie. Ek het al 70 jaar gered. En ek het het gehoor, van ek tot 'n keer gekom het, dat God se koms is om die draai. Ek sit vandag nog hierso. Moet ek jou vra, moet ek jou vanmôre sê, hoekom God nog nie gekom het nie? Vanuit sy genade het hy uitgestort op ons, sodat ons eers almal, want hy wil meer mense in die hemel is wat ons dink daar moet wees. God het sy genade vir ons gegee, en hy is genadig teenoor ons as kinders van God, en dat ons nie moet sterwe en hom nie kan sien eendag nie, of die hemel toe te kan gaan nie, maar hy sy genade oor ons uitgestort, en hy gee vir ons die genadegawes as kinders van God, om te gebruik in die gemeentes, om die mense te stig en op te tel. Maar ons as kinders van God is laks om ons genadegawes te gebruik. Jy kan miskien mooi bid. Gebruik daai genadegawe wat God vir jou gegee het van gebed. En bid vir die mense in die gemeente. Daar's 'n spreekwoord wat sê, 'n kerk met 'n biddende sustersgroep is 'n kerk wat bou. Nie omdat daar soms susters in die gemeente is nie. Nie omdat daar 17 susters by 'n susters biduur is nie. Maar dis omdat hulle bid met opregtheid. Gawe wat God vir 'n moeder gegee het, is om te bid. En 'n moeder wat bid, God antwoord altyd daai moeder. God antwoord daai moeder se stem. Hy hoor al die inkrete van haar kinders. Hy hoor dit. Maar God het vir haar die genadegawe gegee om te kan bid. En dit is hoekom 'n moeder altyd bid. Sy gebruik haar genadegawe. Ek wil vanmôre vir elkeen sê, as jy 'n genadegawe ontvang het, ek sluit af. Gebruik dit. As jy nog nie seker is wat jou genadegawe is wat God vir jou gegee het nie, wil ek vanmôre vir jou vra. Gaan op jou knieë vanaand en sê vir God, Here, wys my wat is my genadegawe. Sodat ek daai gawe, Here, kan gebruik voluit en kan uitdien totdat U kom.
om ons te kom haal. Amen. Ek het klaar gepraat. As daar enigiemand is wat vanmôre wil sê, pastoor, ek weet nog nie wat is my genadegawe nie. Dan wil ek jy steek net jou hand op. Dan gaan ons saam met jou bid as gemeente. Dat die Here jou wys wat jou genadegawe is. Sodat hy dit kan vir jou openbaar en dat jy dit kan gebruik tot opbouing van sy werk en tot opbouing van jou medemens. Halleluja. Amen. Is daar enigiemand wat wil sê? Ek weet nie wat is my genadegawe nie. Kom, die Here laat ons bid.